Goeiemôre almal. Welkom hierso. En ons sê sommer almal weer vir Emma, gelukkige verjaarsdag vandag. Mag die Here nog seën met baie meer. Mag jy 'n wonderlike nuwe lewensjaar hê. Ons bid. Amen. Almagtige Hemelse Vader, groot is U bo alles. Here, dankie dat ons hier in U naam kan vergader. En dankie dat ons U naam kan groot maak. Nie net met ons woorde nie, Here, maar ook met ons hele leefwyse. Here, dankie vir hierdie boodskap vir vandag. Here, en plaas U die woorde in my mond dat dit nie 'n boodskap van my af is, Here, maar van U af. Dat ons beter verstaan wat U vir ons sê. Want dit is baie maklik om 'n verkeerde opvatting te maak oor hierdie gedeelte. Here, seën hierdie byeenkoms. En dankie dat ons nog die vrymoedigheid kan hê om nog te kan vergader in U naam. Daar waar mense in ander lande doodgemaak word, net wanneer hulle U naam noem, Here. Ons is nog so bevoorreg. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons praat vanoggend oor 'n gedeelte wat maklik misverstaan word. Dis die laaste brief aan 'n gemeente in Openbaring 3. Gemeente van Laodicea. Nou in hierdie gemeente is daar 'n ernstige woord wat vir hulle gegee word. En ek gaan vir ons lees vers 15 en 16 uit Openbaring 3. Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spoeg. Die Engelse vertaling sê ek gaan jou uitbraak. Wat verstaan ons onder hierdie? Ek gaan net eers hierdie 2 verse lees. Ons gaan net nou 'n bietjie verder lees. Hierdie 2 verse het amper 'n standaard verklaring as jy so deur die kerke gaan kyk wat hulle sê. En dis asof hulle almal ooreenkom en saamstem oor hierdie betekenis. As ons nou gaan kyk, dan sal ons sien, hulle sê, jy moet of warm vir die Here wees, of yskoud. Maak dit vir jou sin? As jy dan warm vir die Here is, dan beteken jy moet elke dag jou Bybel lees, bid sonder ophou, die hele dag net met die dinge van die Here besig wees, en al jou goeie werke doen, en is net godsdiens en die Here van vanoggend tot vanaand wat jy jou kop neerlê, want dan is jy 'n warm Christen.
Maar aan die ander kant, om koud te wees vir die Here, beteken volgens hulle, om te glo, ja, ons moet dan glo, maar verder moet jy dan nie te aktief wees nie, né? Om die waarheid te sê, indien jy nie kans sien om sogenaamd warm vir die Here te wees nie, dan moet jy dalk liewer niks doen nie. Dat jy kan koud wees vir die Here. Want hierdie verse sê mos vir jou, as jy nou maar koud of warm was, dan moet net nie lou wees nie. Moet dus nie so halfpad probeer om die Here te volg nie. Weet jy wat? Maak hierdie vertolking van hierdie verse vir jou sin enigsins? Kom ons kyk wat dit werklik beteken. En om te verstaan wat hier geskryf is, moet ons gaan kyk in daardie tyd. Hierdie stad, sy ligging en alles rondom dit is wat vervat word in hierdie verse. Laodicea het uitstaande kenmerke gehad. Hulle was 'n ryk stad. Hulle het 'n groot mediese universiteit gehad, waar mense opgelei is as dokters. Hulle het 'n groot tekstielbedryf gehad. Hulle het groot banke gehad. Hulle was regtig 'n ryk nasie. Maar hulle het een ding kort gekom. Water. Daar was nie genoeg water in hierdie stad nie. Hulle moes water kry van 2 ander stede af. Nou onthou, in daai tyd het elke ou nie 'n bad en 'n stort by sy huis gehad nie. Hulle het publieke baddens gehad. So hulle het van 'n nabygeleë stad warm water gekry uit 'n warmwaterbron uit en het met pypleidings gebring na hulle stad toe vir die baddens. Maar hulle het nog nie koue water gehad om te drink nie. Want jy kan nie hierdie water drink nie. Hierdie warm water is vol minerale en kalk en al daai goed en dit gaan bitter sleg wees om te probeer drink. So hulle het van Efese af water gekry om te kan drink. Maar nou teen die tyd wat daai water nou hier by Laodicea aankom, dan is die warm water nie meer warm nie. En die koue water is nie meer koud nie. Nou wat nou gemaak? Want jy kan nie daai lou water drink wat warm was nie. En jy wil hom ook nou nie in koue water bad nie, né? So hulle moes daai water oorverhit om te kan bad. Verhit. Die water wat van Efese afgekom het, moes deur 'n verkoelingsstelsel gaan om dit drinkbaar te maak, dat dit dan koud is. Want warm water drink. Men jy kan vir jouself dink, jy jou waterbotteltjie het. Jy het so 'n botteltjie met water hier in die sy en jy stap daar deur die woestyn. En jy oor so 2-3 ure. As jy nou lekker dors is, né? Dan wil jy nou 'n slukkie van daai water vat. Kyk, dit gaan nie lekker wees nie, hoor. Dan kan jy mens sien hoekom Jesus vir hierdie gemeente skryf. As jy lou is, gaan ek jou uitspoeg. Men as jy daai lou water so drink, jy voel eerder om dit uit te spoeg as om dit te sluk. En so voel die Here oor hierdie mense.
Maar hy gebruik die water as 'n voorbeeld, want dit is wat hulle ken. Ek meen, as ek tog met iemand iets bespreek dit op 'n manier wat hy verstaan. Die mense van Laodicea weet van die water, so die Here gebruik hierdie voorbeeld om vir hulle te verduidelik hoekom hy so kwaad is vir hulle. En om dit te verstaan, gaan lees ons bietjie verder. En ons gaan lees te vers 17 en 18. Want jy sê, ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur vuur gelouter is. Nou gelouter beteken gesuiwer. Gesuiwer is. Hulle gebruik met goud vuur of hitte om dit warm te maak om die onsuiverhede uit te kook, selfs met silwer. Sodat jy kan ryk word. En wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Nou waarom gebruik Jesus hierdie goed? Laodicea het 'n sekere tipe bok gehad, 'n bok, wat hulle die wol van gebruik het om kosbare materiaal van te weef. En hulle was baie bekend daarvoor. Maar hierdie materiaal was altyd swart. Wie sê die Here vir hulle? Kom na my toe en koop vir julle wit klere. Maar daar's 'n ander betekenis, né? Ons weet wit klere is 'n teken van redding, van suiwering. Maar die Here gebruik weer eens iets wat hulle verstaan. Hy praat van salf. Kry vir julle salf wat julle in julle oë kan smeer. In hierdie plek, met daai mediese universiteit van hulle, het hulle salf gemaak. Goeie oogsalf en salf vir allerlei kwale. En hulle het die afsaksel van hierdie warm water uit die warmwaterbronne gebruik om hierdie salf mee te maak. So hy het 'n baie natuurlike tipe bestanddeel gehad. Maar nou sê die Here vir hulle, daai salf van julle is nie genoeg. Kom koop by my salf. Die Here sê ook vir hulle, julle rykdom beteken niks. Kom na my toe. Waarom sê die Here al hierdie goed vir hulle? Want ons weet die Bybel sê vir ons, wanneer mense al hierdie rykdom het, dan voel hulle nie meer vir God nodig nie. Hulle het nie nodig om hom te bid vir enigiets wat hulle nodig het nie. Want hulle is mos ryk. Hulle sê mos hierso. Jy sê, ek is ryk en ek het verryk geword en ek het aan niks gebrek nie. Hulle is so vol trots dat hulle nie besef hulle het God nodig nie. En dit klink vir my amper soos iets wat ons in vandag se lewe ook sien. Die mense vergeet van God wanneer dit goed gaan. Maar wanneer dit sleg gaan,
dan kan hulle vinnig op hulle knieë gaan en bid. So wat is die les uit hierdie ding? Wat is die betekenis van daai eerste 2 verse wat ons gelees het? Oor koud, lou, warm. Is jy nog beskikbaar vir God? Dis wat dit beteken. Is jy nog by magte om te doen dit waarvoor God jou wil gebruik? Of het jy jou doel verloor iewers langs die pad? Ek is nou nie meer lus om al hierdie werk vir die Here te doen nie. Wie wat jy het lou geword, man. Jy is nie meer volgens die doel wat die Here jou voor geroep en geskape het nie. Is ons nog beskikbaar vir God? Het God jou dalk al geroep iewers in jou lewe? Maar jy het 'n verskoning gehad. Ja, maar Here, ek kan nie praat nie. Here, ek is bietjie skaam, Here. Ek kan mos nou nie met mense gaan praat oor U nie. Wat is jou rede hoekom jy dalk nie jou roeping aanvaar het wat die Here jou mee geroep het nie? Is jou redes regverdigbaar voor God? Wat staan dalk nog in ons pad dat ons God regtig kan aanbid en dat hy ons kan gebruik vir sy doel? Het ons werklik tekortkominge of 'n gebrek wat ons dink ons nie in staat stel om vir God te werk nie? Of is dit maar net nog 'n verskoning? Want vir die Here is niks onmoontlik. As die Here vir Moses wat gehakkel het kon gebruik en vir Dawid wat 'n skaapwagtertjie was, 'n koning kon maak, en vir Paulus vol moordlus op pad Damaskus toe kon omdraai en gebruik, wat is ons verskoning? Vra maar net. Het ons werklik so min tyd in ons dag oor, dat ons nie meer vir die Here iets kan doen nie? Want ons is al maar so besig, Here. Ek het nie tyd nie. Maar God moet tyd hê vir ons. Weet nie. Of is al hierdie goed, maar net elke ding 'n simpel verskoning waarmee ons laksheid en ons louheid wil probeer regverdig. En toe ek hierdie gedeelte lees, toe kom daar 'n gedeelte by my op, toe ek sien hierdie dorp, of hierdie stad, kom iets kort. Hulle kort water. En die Here sê vir ons, in Johannes 7, vers 37 tot 39, en dan gaan ek vir ons lees, en op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep, en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Hy het dit gesê
van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Soek ons water op die verkeerde plekke, of gaan soek ons hierdie water, waarvan ons nooit sal dors word nie. En hierdie is vrae wat ons elkeen vir onsself moet vra. Want ons het baie keer soveel verskonings. Men Jesaja het ons al geskryf in Jesaja 55 vers 1. O almal wat dors het, kom na die waters. En wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Wyn en melk. Die Here roep ons om na hom toe te kom. Die Here wil vir ons hierdie lewende water gee, sodat ons weer kan 'n doel hê. Sodat ons weer beskikbaar kan wees vir hom. Sodat ons weer die skoene van die evangelie kan aantrek en kan uitgaan en ander mense kan gaan vertel van hom. Van sy voltooide werk aan die kruis vir ons, vir elke mens op hierdie aarde. Sodat ons sy hande en voete kan wees. Dat ons sy mond kan wees hier op aarde. Is jy nog beskikbaar vir God? Is jy bruikbaar? Of is jy nie? Jesus vra hierdie vraag vir elkeen van ons. En dis nie 'n vraag wat ons kan beantwoord aan 'n ander mens nie, maar aan die Here self. Want as jy nie weet waar jy staan nie, is jy op 'n gevaarlike plek. So gaan die lewende water deur ons vloei. Met ander woorde, gaan die Gees van God in ons kan woon en deur ons kan vloei na die wêreld hier buite wat so donker en hooploos is. Of gaan ons dit veronagsaam en sit en wag? Ek weet nie waarvoor nie, maar sit en wag. Ons moet 'n keuse maak. Baie belangrik. Maar kies reg. God laat nie met hom speel nie. So, kom ons kom weer by daai vraag. Wat is jy nou? Koud? Warm of lou? Want as jy koud is en warm is, soos daai water, dan het jy genesende krag en jy het verfrissende krag om mense op te tel en mense te genees en mense van die Here te vertel. Maar as jy lou is, beteken jy niks vir God en sy koninkryk nie. So wees soos koue water, wat lafenis is, wat vol liefde is, en wees soos warm water, wat genesend is. Dis wat die Here van ons wil hê. Dit is hoekom hy daai vergelyking gebruik. Amen. Hemelse Vader, dankie vir hierdie woord. Here, maak ons bruikbaar vir U. Laat ons harte deursoek, Here. Nee, nog beter. Here, laat U Gees ons deursoek en kyk waar kom ons nog tekort. Sodat ons ten volle bruikbaar kan wees vir U. Sodat ons U koninkryk kan verkondig oral waar ons gaan.
tydig en ontydig. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u genade, Here. En dankie vir u seun wat vir ons gesterf het. Here, seën ons deur hierdie week en laat ons nooit vergeet hoe groot en almagtig u is nie. Want ja, Here, vir u is niks onmoontlik nie. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.